Hello, hello. Hello, Hallo.
Hallo. Wel, eerstens hallo Sofia, wat actually kan Hallo. jou lekker vers sit. Ja, Ek wil sê, op 'n baie koue plek. is dit? Baie. Ja, dis koud. Ek is in Nottingham Road in die Ag, berge. lekker. Ja, so ons is hierso vir so 3 dagies. Ah, En lekker. hoe was Manaba? Dit was lekker, maar ek het maar gewerk, so maar verder was dit lekker. Maar ek het darm vir die see gekyk terwyl ek gewerk het. Ek So wou dis sê jy kan op slegter plekke werk met 'n meer ja, terrible ek kla uitsig. nie. Ek sal Ek met jou kla kom swap. glad nie. Nee, ek kla glad nie. Ek kla glad nie. Ons lê op nou. Ja. En welkom terug Ronel. Dankie baie. Ja, dis hy. En Johan sit lekker knus en snoesig onder sy kombersie. Ja, nee wat. Lekker, lekker. Hilary gaan ons nou join. Hallo Hilary. Hi, Larry. Marlies. Hi, everyone. Hi, Sophia. Hi. We missed you last week. You Ja, and Ronel. I also missed out. ons is bly julle kon dit maak en Sofia, ek is bly jy kon dit maak. Jy weet dit was ek gehoor dit gaan touch and go, maar dis lekker. Verskoning van Letitia, sy kan dit ongelukkig nie maak vanaand nie, maar ja, ek sal vir haar 'n recording stuur, so dit is net ons. Almal van ons hier. Okay. So julle Tisha. sê gou, Waar sit Tisha? Letitia het 'n verskriklike week by die werk. Sy het ja, dit was een van daai werksweke wat alles gelyk Oh, ja. moes gebeur. Oh. Maar sy stuur groete en sy sê sorry. Nou, vra maar net, dis like die ouens by ons werk is siek. En like by hierdie klippe sneeu speletjies nie hoor. Is dit? Nee, sy's nie siek nie. Sy's heel gesond en sy gym sy het dit haarself in 'n gymba nie verander hierdie week so behalwe Ek vir die sien hart. so. Behalwe vir die hardwerk het sy hard geoefen ook. So that's all good. Ja. Maar ja, ons is in week 6, julle. So ons is al 8 weke aan die gang met die totale program. Dis 2 maande, hey? Jo. Happy 2 months to all of you. Yeah. It doesn't feel like you. 2 months, I must say. Voel dit langer of voel dit korter? I voel korter vir my. Okay. Ja. Hoe voel die ander? Korter of I thought 3 langer? months. I thought 3 months was long, but like 2 months gone already. Yeah. I'm like, oh, so now we're having 1 month crunch time. Crunch time is coming, hey? Lots is happening still, yeah. But please don't run away. We have a whole month and there's lots going to happen in this last month. Trust me. Oh, we've got a birthday boy here today. Is dit vandag? Happy Happy birthday to you. Happy birthday to you. Kom ons sing almal saam. Happy birthday, dear Johan. Happy birthday to you. To you. Ons is baie beïndruk dat jy ons join, Johan, op jou verjaarsdag. Baie geluk en baie dankie. Waar sal ek nou heen gaan? Shoot. Ons sal die champagne hou vir later, okay? Yep. Ja, sê. Hoorie so, kan julle my almal goed hoor? Yes. Ja. Ek dink ons op 'n manier hoor ek Johan en hoor ek julle nie so goed nie. Ek is ek wil net sê dalk is ons net so 'n bietjie ver dat nee, ek wou sê miskien is dit net 'n klein bietjie. Ek dink dit is net bietjie te ver. Okay, fyn. Weet ek nou. Ja, ek dink jy moet net lekker hard praat, Johan. Maak hy stem dik. Okay. My birthday stem. Okay, so, hoe lyk dit vanaand? Hoe voel julle? Shop. Hilary? Thumbs up, thumbs down or level? Thumbs up. Oh, good. Thumbs Oh, up good. all around. No struggles this week. Cool. Sofia, ek het jou boodskapie gekry. Ek sal bietjie incheck en bietjie navraag doen en terugkom na jou toe met bietjie meer inligting, okay? Okay. Voel jy dit nog al die tyd? 100%. Weet jy, was ek nie baie lekker nie, maar ek is beter vanaand. Ek moet sê ek voel darm beter vanaand. Okay. Maar ek het effens 'n lae bloeddruk, so ek weet nie of dit nou maar net 'n bietjie laer stoot nie.
So ons sal maar kyk. Maar ek sal 'n bietjie incheck en dan as jy terug is by die Okay. huis, is dit miskien goed om net iewers kan jy 'n check-in doen? By die dokter net die dokter Ja, toe is altyd 'n gaan, goeie plan. As iets anders is dit Ja. goed as jy kan ja. iets Ja. anders doen. Okay. So ouens, ja, so ons is nog 'n week in spring. Ons het eintlik nou begin stabiliseer in spring en I mean you've really given your gut, your whole microbiome a chance to settle in. It's taken some time. I know we've all been through our ups and downs and our flu-like symptoms and our hunger and our bietjie lae bloeddruk en bietjie alles dit, but it should be settling in by now. So as daar enigiets snaaks is, check asseblief in met my, laat my weet, ons sal elke ding opvolg. Okay. But it's I'm quite keen to hear how you all are doing, because I think the fact that you're all feeling thumbs up still after a good 3 weeks into this, 4 weeks into this, sorry. Ek dink dis baie cool. Dit raak ek dink dit voel 'n bietjie, ek weet nie of enigiemand bietjie frustreerd is nie, want daar is, dit vat 'n tydjie, maar dit is nou wat julle die veranderinge begin sien en ek wil vir julle almal baie dankie sê vir julle feedback, Sofia. Ek gaan nou ons sal met jou nou spesifiek incheck, want ekskuus jou, ek is nie seker of ek net verkeerd gekyk het nie. Ek net gou weer kyk. Maar Ek het vir jou aan gestuur. Het jy hom ge-email? Hier sy. Ja. Okay, ek sal great. Okay, fantasties. Wat ek graag wil hê as julle vanaand met my incheck is in die eerste plek net hoe gaan dit, hoe was die week? Wat doen julle, hoe hou julle borde met by? Baie nuuskierig om te hoor oor die oefening, want hierdie was 'n week wat ons 'n bietjie wou aandag gegee het daaraan, so dit gaan interessant wees. En dan wil ek graag voor julle afklim en sê ek is klaar ingecheck, wil ek graag julle non-scale victories dokument oopmaak en net saam daardeur gaan en 'n paar goedjies met die groep deel, want ek dink is vir ons almal baie interessant. Dit was vir my ongelooflik interessant geweest. Ek wil hê dat julle bietjie dink daaroor, is daar iets wat julle opgeval het wat 'n victory was wat jy eintlik nie verwag het nie, wat vir jou was like wow, okay, didn't see this one coming, ek nooit verwag nie. Want daar is natuurlik van die normale goedjies. Dis lekker as ons klere begin losser sit en so aan. Maar daar's ander goed daar wat vir my regtig interessant was. So, we'll take it one by one. Hoe klink dit? Perfect. Ja, ek dink die groot ding is om te sê, what starts shifting for you? Ek weet of julle gehoor het van Erik af nie, daar is, as jy dink jy is waar jy wil wees, dan is daar 'n category 1 video, maar jy moet regtig weet waar jy wil wees. Anderster, want daar is ouens wat byvoorbeeld nie wild verdoen om gewig te verloor nie. En dan op 'n punt begin hulle agterkom, maar okay, ek is besig om gewig te verloor, ek's eintlik okay, what do I do now? So dis belangrik om te weet dat daai tipe video is beskikbaar as jy hom nodig het. So as dit in jou geval is, laat my weet. Maar anderster gaan ons op die oomblik gaan ons maar net gesels oor spring. Die groot ding is in hierdie tyd, as dit begin moeilik raak, is om jou captain in command te stel. My captain moet nou, jy moet net vir hom sê, aye, captain, I'm listening, I'm here. Hierdie is die tyd om sterk te staan. Ek is verskriklik nuuskierig om te hoor hoe dit met ons travelers gegaan het in detail. Ek weet jy het dit lekker met ons gedeel, maar het sal goed wees om te hoor hoe dit gegaan het by die retreat en wat was julle gewaarwordinge oor julleself en oor, because you know what, I think at the end of the day, it's so important. This program isn't a 90-day program. This program is setting you up for life. And we will be traveling. Ek vertrek Saterdag, ja, so ek moes ook mooi beplan, hoe gaan ek hierdie dinge doen hierdie week. En dit gaan elke keer as jy travel, en Sofia, vir jou is dit seker die belangrikste, want jessie, vrou, jy travel. So dit moet rarig soos 'n geoefende spier raak, wat jy sê, well, I'm traveling, this is what I'm doing. En dit gaan nie vir voel of jy jouself indoen nie. Dit moet voel, okay, hierdie gaan lekker wees. So, ek stel voor, Ronel, mag ons met jou begin? Sien dat ons jou gemis het laas week, mag ons bietjie met jou begin? Wat moet ek vertel van? Vertel vir ons alles, van jou week, van jou, hoe jy voel, van jou wat maak, ja, en dan ek gaan jou victories dokument langs my oopmaak. Jy kan maar oopmaak.
Ja, ek voel baie goed behalwe ek in die laaste 2 dae het ek hier by 3 het ek 'n moegheid wat oor my inkom. Dat ek net nog nie weet lekker hoe gaan ek oor hom kom nie. Okay. Dit is nou iets wat ewe skielik niets gebeur het. Net die laaste 2 dae sê jy. Ja, so van wat ons nou vandag gee van eintlik hier van Dinsdag af. Het ek hierso by 3 is ek dood. Daai selfe doodmoegheid. Nou ek weet nie hoekom nie. Want ek eet middagete, nou weet ek nie of dit is wat dit veroorsaak nie. Het jou middagete enigstens verander in hierdie week? Wat doen jy vir 'n middagete? Ja, eintlik maar wat oorgebly die vorige aand, so dit is ek probeer maar proteïene en my groentes saam inkry. So dis maar wat oorgebly die vorige aand eet ek hier by 12:00, 1:00 se kant. Maar die van 3:00 af is ek regtig kry daai doodse moegheid wat ek altyd gekry het nou voor die hele program, daai selfe moegheid kry ek. Yes. Ek voel of 'n bietjie vinniger daar uitkom, maar ek kry hom nog steeds. Wat nou wel met my gebeur eintlik in die nag is, en ek het nou geluister na Erik se video oor as jy in die middel van die nag 3:00 wakker word, want dit is nou, ek word 3:00 in die nag wakker, maar ek raak nie weer so gou aan die slaap nie. So ek weet nie of ek te moeg is dan deur die dag nie, dit kan wees. En ek dan 3:00 nou daai val in Dis 'n energie. slamp amper kry, ja. Ja. Nou as ek van die huis af werk is dit nou right, maar as ek op kantoor is dit bietjie sleg. Ja, voel jy so moeg dat jy voel jy wil gaan lê? Ja. Dit sou nie so moeg. Okay. En sê vir gou die slaap, want ek bedoel wat kan gebeur definitief is dat jy eintlik minder slaap gaan nodig hê. So dit is half 'n bietjie moeilik. Want spring gee vir jou daai meer energie. Jy behoort eintlik amper met minder slaap te kan klaarkom, maar dit moet jou nie moeg maak in die dag nie. So ek dink, doen jy 'n snack in die middag enigstens tussen jou lunch en jou aandete in? Nee, nie op die oomblik nie. Okay. Voel jy dat jy genoeg kos kry? As jy by voor jy moeg raak, hier by 2-3 uur, voel jy honger? Of voel jy nie honger nie? Nee, ek vat nie honger nie. Okay. Ek drink baie water. Ek moet sê ek het koffie en tee heeltemal gelos op die stadium en ek het geen behoefte daaraan. Dis amazing. Ek drink baie water op die stadium. Ja. Ek kry my soutte in. Ek dink nie daar's 'n probleem. Wanneer doen jy sout in jou water? Ek doen nie in my water nie, maar ons eet heelwat oor ons kos. In die oggend is ons ontbyt eet en met middagete. Maar dis jou normale sout, nee. Wat jy so nagvol in jou kos, jy gaan nie ekstra gooi nie. Ja. Okay, maar daar's 2 goed wat jy kan doen, want as jy nou begin meer water doen, jy verdun eintlik jou elektrolyte wat jou liggaam inkry op 'n manier. So een van 2 goeters kan jy probeer. Ek dink probeer dit dalk net vir so 'n dag of wat. Is kyk of jy bietjie het jy goeie sout. Wat se sout gebruik julle nou weer? Himalaya. Okay, dis alright. Probeer miskien net daai bietjie ekstra sout doen in jou water en spesifiek na lunch. Okay. Dis nie so lekker nie, maar letterlik ek het nou gevind if you put a little bit of salt into a little bit of water and you actually just swallow it down and then follow it with your normal glass of water that you were going to have. Probeer dit net en kyk of dit enigstens help. Dit kan, want soos ek sê, as jy meer water doen, dit kan al die dinge in jou liggaam kan dit net bietjie begin verdun of afwater. Maar ek dink as jy teen die naweek kom en jy voel dit nog steeds, ek dink dit mag dalk wys wees om dalk net met 'n apteker in te check net vir 'n elektrolyt oplossing. Jy kry elektrolyt druppels. Ek het dit nog nooit self gebruik, ek het nog nooit self nodig gehad nie. Maar en ek kan nou vir jou ek sal 'n bietjie hoor by die ander, daar's my coach was in Suid-Afrika, ek sal hoor of sy 'n elektrolyt oplossing het. Sal 'n navraag maak, ek wil net 'n groot ding hierso sit. Dit sal iets
Ja, ek weet waarvan sy praat. Dit sal iets wees soos druppels. Ek bedoel, jy kry iets soos rehydrate, maar rehydrate het baie suiker in. So ek het nodig dat jy ietsie kry wat vir jou die elektrolyte gaan aanvul, maar nie suiker en goed gaan gee nie. Ja, is daar weefselsoute? Ek sal bietjie net by 'n apteker hoor wat weefselsoute aanhou. Kan dit ook wees? Ja, definitief as jy dis gewoonlik maar jou magnesium, potassium, 'n bietjie gewone sout. Ek sal vir jou net daai goedjies aanstuur dat jy net gaan kyk wat het die produk Maar in. my trip het baie goed gegaan. Ek was soet geweest. Ek moet sê die ouens het my nogal ondersteun. Het jy vir hulle gesê wat jy doen? Ja, nee, ek kan so nie stil bly nie. Ek is ons nou nie iemand wat Nice. stil bly nie. En maar hulle wou geweet het. So, maar die ouens is eintlik baie oop daarvoor en baie mense is al deesdae op 'n life-changing. Ek dink ons maar almal dieselfde more or less the same age. Op sulke, ek wil nie sê op sulke programme nie, maar hulle doen dit. Ja. Ek het eintlik met baie mense gevra wat gesondheidsprobleme het. Jy weet en wat een of ander immuun ding het, deficiency of wat ook al het, maar Ja. jy weet en op wat eet hulle en hoe werk hulle. So dit was eintlik baie interessant. Kyk, 'n klomp akademici by mekaar is maar eintlik properly boring. So dit is dan excitement so. En ek het donderdag aand wat ons na Durbanville Hills toe gegaan vir die gala aand en obviously het almal 'n wyn gekry. So ek het so klein bietjie wyn gedrink, maar ek het nie goed gevoel die volgende dag nie en ek het die droogste witwyn gekies wat hulle gehad het. Weet jy, dis interessant want hulle sê mos jy word 'n cheaper date, you know? It doesn't take a lot of wine to get you into a position. Maar die ander ding wat kan gebeur ook is omdat die wyn het sulfate en goeters in, kan hy jou eintlik nou 'n bietjie vinniger affekteer ook. Dis nogal 'n bietjie van 'n ding. Ja, ek glo so. Dis Adele. Sê, weet van wat van praat. Hoorie maar, Ronel, well done dat jy in die eerste plek gesels het met mense daaroor. En weet jy hoe nice is dit vir my dat jy volg 'n program nie omdat jy klaar siek is nie. Ja. Is dit nie nice dat ons kan hierdie ding doen sodat ons we never want to get to a point where we have to follow a program because we have to get ourselves disease free. Ja. We actually just being proactive. This is amazing. Ja, so ons het lekker gechat en resepte uitgedeel. Nice. Yeah, no, and yeah, I must say the snacks in between the sessions, I couldn't eat a lot. There was actually nothing for me to eat. It's moeilik. So, but that was okay. Every morning I had a big breakfast. And that actually kept me until lunch. Usually at lunch I could eat something. And dinner, we had mostly gala evenings, but there was always something that I could eat. So that was okay. Okay, ek dink die groot ding vir my, Ronel, is het jy het nie ingedoen gevoel in die tyd nie, of het jy? Ja, nee, glad nie. Maar dit is soos, jy weet, en ek was nooit 'n puddingeter nie, so dit pla my glad nie. Ek sou baie keer as daar pudding was en daar was nog 'n voorgereg, dan sal ek eerder weer vir my voorgereg gaan haal. Ek is nog nooit 'n puddingeter nie. Okay. So dit het ek nie eintlik geplan nie. Ja, wat ek kan nie sê alles wat ek geëet het was reg nie, want jy weet nooit wat sit hulle in die kos of hoe. Ja. Daai souse. Daai souse is die probleem. Ja. So ek het maar afgekrap waar ek kan. En as daar sweet goed was, die een vrou wat saam met my was, is absoluut 'n soet tand. Sy eet alles wat soet is van voor tot agter sweet. Sy is so maar soos 'n riet. Sy hardloop verskriklik baie, maar ek dink sy is besig om haarself in diabetes in te eet. Want dit is die suiker wat sy inneem is astronomies baie. Ja. En mense het net soveel insulien in jou lewe en dan is dit op. Maar luister, is dit interessant? Actually, you only have X amount of insulin. It differs from person to person, but if you use it up, you've used it up. You cannot replace it. Ja, dis scary, nee, that and it's like that and the end.
That's the end. Then you need, then that's why you need insulin then thereafter and in Yeah. another. But isn't it an amazing experience to kind of sit back, almost be a fly on the wall? I mean, you were a very active but participating fly on the wall, but actually looking at what's being dished up. And Yes. this is like supposedly good food. En om net te kyk, wat is dit wat mense mee voor in dag kom? Dis eintlik skrikwekkend, right? Ja, dit maak jou oë nogal oop. Ja, want ek bedoel voorheen ek- sou ons net gegaan het en maar net saam geëet het en that's Ja. the way it was. Yeah, no, I don't feel bad. I think, Hillary, you said you get so irritated with the food that's available in the shops and stuff on Woolies and because if you check it and you see what ingredients are in it, you're just like in why? Yeah, Not, it is sad actually. Like is sad. it's Yeah. sad. I was actually in Woolies this afternoon prepping for my trip to just get some snacks that we can actually keep in the car. And I'll actually share those little energy bars that I've done before. It's kind of a seed bar and it's got seed and protein and very little else. And then right next to it they have another option with nuts. And I thought, oh, let me just see what's in there. Wel julle dis neute, suiker, glucose, maize, dan 3 ander onnoembare goed. Dit hang als op dieselfde plek. Jy moet so versigtig wees. That's in the healthy section. Dis in die helfte. Ek het roewors en ek het self beskuit gebak. Ek het dit saamgevat. So ek het in die aande as ek nou regtig of as ek daar gekom het in die middag wat ek gou gaan klere omruil het, het ek van dit geëet as ek honger was, omdat ek nou nie van die snacks kon eet nie. Yes. En dit was alright. Okay, nice. Watse beskuit bak jy, Ronel? Dis met amandelmeel en Ja. wat is daai flax? Flaxseed. O, Flaxseed husk. en psyllium husk. Flaxseed. En sodra ons bietjie weer vrugte kan eet, sal ek soos cranberries en goed binne insit. Jy weet dit. Ja. So, Ag, kan jy vir my die resepie stuur asseblief? Ek is mal oor rusks en ek is nou vir 2 maande sonder rusks en dis soos Does it feel like 2 years, Sophia? on the rusks, yes, because my mom used to make. We always have rusks, and I miss the rusk. I for now for 2 months I haven't had rusks, but I do have a feel I want something. Yeah. It actually is more like a Biscuit. Biscotti. Jy weet Biscotti, hy okay, het perfect. geweldig rys in hom, ja. So hy word nou nie so groot Hy nie word en nie ek so het hoog nie. Ja, so ek het van daai beskuitpanne, so ek het dit sommer daarin gesit en Okay. Maar anders moet jy maar net Ja, Sophia, ek het okay. ook iewerster, ek sal bietjie kyk. Ek dink ek het ook 'n biscotti resep iewerster, ek het hom lanklaas gemaak, maar en Adele het ook vir my Adele het in die week beskuit gebak en vir my laat proe. So Sophia, ek wil vir jou sê dit was my groot ding gewees my hele lewe lank. As ek na 'n dietitian toe gegaan het, ek gesê werk net my beskuit vir my in elke dag. Ek sal minder anders eet. Maar weet jy wat, met Wildfit het ek actually daaroor gekom, want ek weet nie, ek het net lank genoeg aangehou daarmee. Elke dag te eet nie. Ek hoef dit nie elke dag Ek moes vir dit elke oggend eet. Vir my was dit 'n gewoonte. Hier oor naweke, dan sit nou maar lus vir mense gooi mos in die naweek is mense se roetine so bietjie uit. En dan wil ek nie noodwendig dadelik 'n ontbyt eet nie, maar dan voel ek wil net 'n beskuitjie eet, dan hoef ek nie te eet voor 11:00, 12:00 nie. Yes. Oor 'n naweek. Ja. Nee, ek moes die harder pad loop. Ek wou dit elke dag gehad het en ek is definitief nou op die punt wat ek ook dit kan naweke doen. Maar dan wil mense wil maar hê dit met 'n beter beskuit. Ja, ek stem. En veral as jy nou weet gluten gaan jou vreeslik affekteer as jy dit kan glutenvry maak. That's nice. Ja. So Adelson was vir my nogal regtig lekker, Ronel. Ek weet nie of dit dieselfde een is wat jy doen nie. Ek dink is dalk verskillend want sy het baie sade in. Ja, ek het nou sade heeltemal uitgelos uit hom uit hierdie stadium, maar ek dink
sodra ons van dit baie kan weer terugsit, behoort hy behoort jy hom lekkerder te kan maak. Ek het so 'n saadbroodjie wat net van saad gemaak word op. Daar kom niks anders by nie. Ook uit daai tyd. Maar share 'n bietjie daai resep van Adele. Ja. Ek sal vir haar gaan vra. Ja, so dit vind julle deel. En al as dit nie nou perfek is nie, dan gaan dit binnekort okay wees om dit te try. Mens moet maar die goed probeer. Okay, so Ronel, jy sien, ek dink wel net die manier hoe jy hierdie week gekom het, amazing. Ek wil gou 'n paar goed hierso sê wat vir my verskriklik interessant was op jou. Nou die glowing skin was awesome. Waar het jy dit agtergekom en wanneer en hoe het iemand vir jou gesê? Ja, iemand het vir my gesê, jy's by die konferensie. Want jy weet ons sien mekaar nou net eenmal 'n jaar, maybe elke 2 jaar. Gaan nie altyd so doen nie. Ja. En iemand het vir my gesê, nee, jy kan dit sien na my vel. Ja, okay, thanks. It's amazing. Want dis iets wat ons nie eintlik na oplet nie, né? Dis nie iets wat jy verwag met dit eet nie, maar ek kan vir julle sê across the board on the worldwide challenge, it's come up so many times and it's normally other people noticing it of you. Ja. It's like, jy val like mooi, wat doen jy? Oh. En die ander nice thing wat ek vir julle wil sê met die glowing skin is that it's not an Ozempic face where you kind of have this face falling in because you are still eating and you're still eating protein. So it's not like you looking like you're going to a prisoner of war camp. It's you have that healthy glow and that's amazing. Die ander wat ek wil sê, Ronel, en dit was wat my nice was van jou nou is dat 'n klomp van jou victories is in lyn met jou doelwitte gewees. Hoe jy begin het, toe jy jou goals gestel het en toe jy gesê het wat is die issues wat jy vooraf gevoel het, is kan ek maar deel met die ouens. Jy gemaklik daarmee. But the less stomach pain, gas, heartburn, bloating, it's those things that we as females think that's just the norm, right? And apparently it's not. We can actually be without it. Isn't it amazing nie? Awesome dat jy beter voel. Dit maak my baie gelukkig. Ja, nee. Ek voel goed. En die ander ene wat ek regtig van gehou het, was die improved confidence. Voel jy dit by die werk? Waar voel jy dit? Vertel ons daarvan, want dit is verskriklik belangrik. Nee, ek dink dit is sommer net overall. Ek dink, ja, ek kom nou nie, even al gaan ek werk, is daar nou nie baie mense nie. Ek dink is maar net, ewe skielik voel mense net weer 'n bietjie beter oor jouself. As jy beter oor jouself voel, dan kom dit in jou gedrag uit. As jou gedrag uitkom, dan beïnvloed dit jou werk. So dit is maar so 'n kringloop. En ek dink dis hoekom mense dit raak sien, né? Hulle comment daarop sê jy. Ja, nie op my werk nie. By die lifestyle, maybe. Hoe jy like en hoe jy voel. That's amazing. Niks comments oor werk nie. Maar die nice ene, Ronel, wil ek net nou vir jou sê, is meal prep and feeling more organized and efficient. Ek bedoel, die goed wat jy aanpak is vir my verstommend. Jy is vir my 'n inspirasie, wil ek vir jou sê, hoor. Trek. Baie dankie. We all want to learn to meal prep like Ronel. Ja, Yeah, definitely. Both myself and Johan, we really take time to do it. You know, even he would prepare the next morning's breakfast, so because he has to take it to work, and when I'm at home, I'll eat it a little bit later. So now we really put in time and effort into the meal prep. Ja, en ek dink my verhouding met kos, want dit was vir my 'n issue, is besig om te verander. So, Ja. Ek weet nie of ek dit daar getik het nie. Ek dink so, ek dink daar was so 'n vraag But it's amazing. te verander. It's amazing. Ek weet jy inkom, so ek dink die ander ding wat van ons kant verander het, was die feit dat ons nou meer georganiseerd is om te gaan shopping doen vir die week. Ja. So wat ons groot probleem was baie keer, jy stompel daar die eie kantore uit in die aande en dan gryp ons net wat beskikbaar is. Nou het ons baie meer goeders in die yskas, meer groentes, want is nou meer beter beplanning vir die week. Al die regte goed is nou daar. Wow. Ja, dit maak dit 'n verskil, hoor. Ja. Wel, ek wil net sê wie die naughty badge vir laasweek gekry het, Johannes, jy. Want Johan was op sy eie by die huis. Hy was soos 'n super trooper. He just did all the meal prep on his own, all the right things. I'm like, yes, Johan, you go, boy. Ja.
Ja. Awesome. Maar ja, ek dink en dit is die ander ding wat ek ook wil sê, it's nice to just see you guys because this is a skill and a muscle for life. Meal prep is a non-negotiable because if you don't do it, life happens. And but it takes kind of getting through a program like this. It definitely did it for me as well to actually get into the mode of saying, if I don't prep, I have no control. But I'm actually the person who can build that control into my life. It's amazing. And I know what to buy and I know how to go about it. So that is amazing, baie, yeah, absolutely amazing. Well done. Baie exciting. Ek dink dat laat jy op 'n plan as jy op 'n naweek staan en begin jy dink maar wat gaan hierdie week gebeur. Dat jy seker maak dat jy verskeidenheid het, maar ook die voorraad het. Yes. En hierdie wat julle nou gesê het, ek wil hê dat julle dit asseblief altyd in julle agterkoppe hou en onthou going forward. That's want ons gaan nie altyd by mekaar kan incheck nie. Maar dit is iets wat ek hoop julle gaan regtig vorentoe vat. Johan, terwyl ons by jou is, kan ons sommer gou-gou verder met jou ook gesels want ek het 'n paar baie interessante goed by jou in jou lys raak gelees. Mag ek dit ook 'n bietjie deel? Ja, dis reg. Okay, maar voor ons dit doen, vertel my gou-gou hoe gaan jou week aan? Nee, dit gaan baie goed. Ek het toe laasweek moes ek toe nou gaan met ek my bietjie gaan nadat my seun vir sy ma gesê sy pa lyk nie baie goed in sy broeke nie. Het ek toe vir my gaan nuwe broeke koop. En dit is baie lekker. Het jy comments gekry in jou nuwe broeke? Mense het dit raak gesien. Ek voel gemaklik. Dis toevallig toe nogal heerlike lekker broeke wat ek kry het. Cool. Ja, ek voel dit is 2 nommers onder wat ek gedraai het. What? Ja. What? Wow. Just like. Okay, Ja. we all want to be Ronel in meal prep, but we all want to be ook. Johan in his new pants. Yeah, I agree. Definitely. Goeie genade, dis amazing. En ons is nog net 'n entjie in, Vaderland. Ja, Ek wil net ek sal julle- stadig nou gaan, maar ek bedoel dit is die eerste rond het ek regtig agterkom oor my maag en my dink het definitief verklein en dis wat my broeke so groot ding is. Ja. En op oor my boude, dis die ander ding gewees. Ek kan voel dit is spannend, dit is gemakliker, ja. Maar die belangrikste wat jy nou vir my sê daar is dat jy gemakliker voel in jou klere, because dis so belangrik, want as 'n mens nie gemaklik voel nie, dit affekteer alles, right? Nee, dit is so, dit maak 'n verskil. Nee, ek voel regtig gemakliker in baie dinge, ja. Okay. En nou is ek baie nuuskierig om gou-gou net te hoor by albei van die Merwes want ek het daai nou geskiep. Hoe gaan dit met die oefening hierdie week? Het julle enigiets kon by uitkom? Nee. Nee. Ja. Die oefening het nie aangekom nie. Okay. Is daar iets wat julle kan doen teen die naweek? Al is dit net om bietjie te gaan stap. Ja, Voordat dit koud ons word, gaan daar's 'n koue front wat kom. So, voor daai tyd. Shucks. Ja, ons sal 'n bietjie gaan stap. Die naweek sal ons kan doen. Dis ons op ons lysie om te oefen of om aan die gang te kom. Ja. Okay. Nou my wynige probleem is jy weet ek ry donker en ek kom donker terug. Ja. Dit is nie die tyd van die jaar is nie 'n baie lekker tyd om te sê jy wil enigiets kan Ja, doen. dis Ons moeilik. sal maar naweek weer 'n bietjie inhaal. Is daar enigiets vir Johan by jou in jou normale gang van die week wat jy net kan 'n bietjie ekstra al is dit net iewers ter 'n stel trappe of 'n stuk se 'n entse loop is reg? Klein goedjies. Ek by die werk, ek het nou nogal agtergekom, een van die dinge is dat ek het 'n baie groter behoefte gekry om water te drink. Jy het gesê, ja, dis amazing. Ja, so ek doen dit nogal redelik bedags dat ek behalwe vir dit loop ek nou nie in die gebou self ook baie meer rond as ek net by my tafel gesit het. Okay. Nee, want dit is belangrik want ja, moenie voel dit met 'n oefensessie wees nie. Dis letterlik uiteindelik het ek vir myself 'n oefensessie laat uitwerk met my biokineticus en dis letterlik as ek in die oggende opstaan, as ek ketel toe stap, dan stap ek by die trap op, ek doen my calf raises op die trap. Dit vat 'n minuut, right? En as ek by die ketel staan en die ketel kook, dan doen ek 'n ander ding daar. En as ek die voëls gaan kos gee, dan doen ek gou-gou. So is klein little breaks.
Al is dit net van jou bed af as jy opstaan in plaas om een keer op te staan, gaan sit en staan. That's a crunch or a lunge, right? You can do that 5 times. Dis klein goedjies, maak dit vir jou maklik. Maar okay, so Johan, die goed wat ek wil gou-gou van jou aanhaal want dit was awesome. Behalwe vir die flatter and leaner and fitting better en al daai baie mooi goeders was less stressed. Dit is so oomblik ek Iemand anders gou hierdie ouens. Okay, skus Johan, gaan ons gou verlaat. Right, Hillary or Sophia, who wants to be next? Sophia, you go. Sophia, go, you go. You're not gonna chicken out. I think the previous week was a bit more difficult for me. I did ask for keto, but yes, hulle verstaan nie van keto nie. Hulle gooi suiker en al daai goed. Wat ek wel agtergekom het is dairy vang my. As ek dairy, want party van dit is soos 'n sous wat hulle op die steak gegooi het of so iets. Dan krap ek dit af, daai mushroom sousie, maar ek weet hy mos nou room en goed in. Maar ek kan hom voel want ek voel hom sommer hierso in my gesig. Ek kan hom voel in my neus en my sinusse. Jou sinusse toe, nee. Ja. Ja, ek kan dit definitief voel. Ek so die snacks so goed wat ons gehad het, as hulle neute gehad het, dan het ek net die neute wat ons kan eet uitgeëet en die ander het ek vir my man gegee. Ek het vir my toe gevat. So maar die meeste van die goed kon ons geëet het. Daar was sekere tye wat hulle byvoorbeeld 'n toasted broodjie gemaak het, maar gelukkig het ek mos vir my gekookte eiers saamgevat. Baie slim, nee, dit was die beste plan. Ja, en Abbo en dan het ek net die Abbo en die gekookte eiers geëet. Ons het nou hierdie week het ons getravel, so we were in the South Coast, which was fine. I think the thing is we don't always have the variety we have at home, in the sense of, because you don't want to buy this bigger variety and then you can't travel with it, but it was fine. So I upped my protein intake and my veggies was less. And what I also do is, I don't know if I can eat pumpkin seeds, but I love pumpkin seeds. So what I do is I toast the pumpkin seeds. So I put it in a pot and it pops. And then it tastes differently, almost, because I love nuts and peanuts and those things. So that was a nice snack. With some almond flakes. So Sophia, do you put anything in the pan before you, or do you just pop it dry? No. Yeah, you just pop it dry. It's like and very slow. Sê vir ons of jy net moet weer en ek's baie nuuskierig. Ek gaan dit iewers try that. I do it like that as well. It's actually very nice. Ja. Ronel vra gou, is dit any pumpkin? Wat sê jy, Ronel? Daai pumpkin seeds. Daai groen pompoensade wat jy koop. Yes. Those green pumpkin seeds that you buy in the packets. So what I do is so I just pop it. So it pops. But you do it slowly overheat, and then it starts popping. You hear it, and then you can. Yeah, it's really very nice, I must say. So that was a nice snack. En ons gaan dit almal moet probeer. Dit klink vir my you live and learn, hè? Ek het dit nog my lewe nooit gemaak nie. Yeah, because it's nicer. It's got a nicer taste than just a flat pumpkin seed, and it's nice in a salad also. And I mix it with my scrambled eggs and avo. Wow. Ja, want dan gee daai crunchiness. There's something, it's a different texture, and I think it's so important. We need to have variety and texture and crunch and whatever. That sounds excellent. So that's nice. Sorry. On that note, hummus, the one that you buy in the can, you drain the water, whatever they have in there, and then I put it into the air fryer, and it becomes like croutons for soup. Okay. This Okay, Ronel, hoe lank teen watter hitte? Ek dink ek het ChatGPT gevra. Okay. Vra hom weer, laat ons weet. Ons sal
Ek gaan dit ook draai, want ek het net gisterand het ek my laaste hummus weggegee, of nie my hummus nie, my what's it called, chickpeas weggegee, want ons gaan reis, maar ek gaan weer probeer as ek terugkom. Yes. Waar gaan julle heen? Ons gaan op my Tolworks roadtrip, ons gaan eers Bloemfontein toe, en dan van daar af gaan ons Kaap toe, en dan gaan ons Dana Bay en Mossel Bay toe, en dan deur George en terug huis toe. Maar ek gaan nie weg wees nie. Ek sal donderdag aand met julle incheck. Ek wil vertel waar ek oral is. Ja. Ja, geniet dit. Dankie. Sofia, ekskuus, ek wil gou-gou, ekskuus, dit is baie interessant alles. Vaderland, jy het ja, lekker innovation, nuwe goedjies wat ons kan probeer. Ja, ons is nogal lief om soms te gaan, of ons het altyd Vrydag aande 'n date night, dan gaan ons altyd uit vir ete nou. Wat ek nou doen is, ek eet nou 'n steak. Ek sê geen basting nie, nothing met 'n steak, en dan of roasted veggies, of net 'n slaaitjie. Die slaaitjie is nog 'n bietjie vir my te koud in die aand, net met 'n steak. Winter nou, meer roasted veggies. So as ons uitgaan, ons was byvoorbeeld nou vanaand was ons by Beervessel, is 'n Duitse restaurant. Toe het ek net vir my ysbein gevat en ek het die helfte van dit geëet en met sauerkraut, en dis dit. Ja, perfek. En so met die en vir alles mense nou so 'n bietjie uit is, want dis Dion se verjaarsdag ook hierdie naweek. Dis hoekom ons nou hierdie naweek in Nottingham Road is, want ek vat hom nou vir die lekker lang naweek, en dan gaan ons baie keer 'n bietjie uit vir ete en so aan. So dit is soms challenging, veral as hulle begin byste en jy het vergeet om te sê ek moet nie bysting, ek wil nie gebyste nie of so iets. Maar maar mens werk maar daarom. Ja, weet jy wat, aan die einde van die dag, as dit nou 'n bietjie bysting is, onthou nou net, wat het jy voorheen gedoen, of wat was die ander alternatiewe en wat doen jy? En dis, dit wat jy doen is soveel gesonder en soveel beter vir jou, al klaar. So just kind of celebrate that. Dis klaar goed. Ja. Amazing. Ja, en ons het by die Sewas elke aand gaan stap, so 5.6 kilometer. So ja, ek wil sê jou stappe was ver, né? Dit was 'n parkrun elke keer. Ja, so ons het dit gedoen. Vandag het ons nou nie gedoen, maar ons het getravel. Môre dink ek, weet nie of ons so baie gaan stap nie, want ons gaan nou maar 'n bietjie rond meander hierso. En dan gewoonlik maar in die week sal ons dan weer stap. Maar wat vir my nou nogal help, maar ek het nou 'n bietjie gesukkel hierdie week in die oggende om dit te doen, is daai Qigong yoga wat het jy probeer? Gestuur het. Ek het dit geprobeer 2 keer. En is nice, jy's jy's uit asem uit vir daai 10 minute, want jy moet begin klap en jou arms beweeg en ek weet nie wat alles nie, 'n mens dit maak my nogal moeg. Ek dink as sodra ek my bloeddruk net reg kry, sal dit vir my beter wees, want ek het ook so 'n vrou wat ek volg wat yoga doen, maar dis net strekoefeninge 10 minute in die oggende. En dit is ook nogal vir my lekker, wat ek dit wil afwissel met dit. Ek is so bly jy het dit probeer, en I'm challenging everybody on this group, go and try it just once in your life. Dis ongelooflik, as het jy gevoel hoe jy die energie in jou vingerpunte kan voel? Ja. Ek glo net it's the nicest way to warm your body up before you start the day. En Ronel, ek wil jou sommer daai challenge inbou voor jy die naweek, as jy beplan begin stap, doen eers daai ding, want hy warm alles op. So jy maak jou liggaam, is asof jy jou liggaam voorberei vir beweging. Vir wat daarna kom, is reg, dis actually. I better get into action. I've got a tennis challenge going on the 8th of August. Lekker. Okay, so daar's 'n uitdaging. Jy. Awesome. Ek weet by raketpad. Dis maar Sofia, weer eens, ek wil net sê ek is verskriklik beïndruk dat jy dwarsteer jou retreat week en dwarsteer jou vakansie. Dit voel vir my ook asof jy nie voel jy mis uit nie, jy maak planne and you get ways to do things. Ek is baie nuuskierig op een ding. Hoe voel jou man daaroor? Hoe ervaar hy jou op hierdie program? Sê hy enigiets wat gebeur? Vertel ons bietjie.
Nee, hy kyk net vir my uit, maar hy het al agtergekom wat ek eet en wat ek nie eet nie, so dan sal hy vir my sê, "O, maar jy eet nie dit nie." Jesus, dan raak ek so kwaad vir hom. Soos in, dit's my keuse, nie joune nie. Maar sien hy iets anderster in jou? Sien hy dat Ek iets weet nie, ek verander? het hom nog nie regtig gevra nie. Ek sal 'n bietjie vra hierdie week. Ek sal 'n bietjie vra hierdie week. Ek dink die week het tyd geniet ons nou gaan stap het en so aan, want dan hy saam hom gestap en so aan. Maar dis So, lekker maar ek dat sal 'n jy bietjie dit saam vra. met hom kan doen sonder dat hy daar hoef deel te wees daarvan. Dis Ja, amazing. ja. Ek Ja. wil gou Kyk, hy eet ook dieselfde kos wat ek eet, maar ek sit ook maar vir hom beskuitjies en ek koop vir hom 'n sjokoladetjie en sulke goed. yes. Maar ag, baie minder dis. Hy eet in elk geval net een ete 'n dag. Kom hy daarmee weg. 'n Beskuitjie in die oggend en een ete 'n dag, regtig. Maar dis maar ek wil gou vir jou sê op jou lysie wat vir my absoluut interessant was, maar die sleep more soundly, want slaap was vir jou 'n ding, weet Ja. ek. Ja. Dit is vir jou Ja. anders. Dis vir my anders is ek het gewoonlik in die oggende 3 uur wakker geword, dan slaap ek nie weer nie. En dan slaap ek weer eers so 5 uur en dan moet ek alweer 6 uur opstaan of so iets. Ja. Of ek word 2 uur wakker. Ek moet sê die afgelope 2 weke het ek wakker geword, maar as ek weer terugklim in die bed, dan raak ek weer nie slaap. Dan gaan ek uit badkamer toe en as ek terugkom, raak ek nie slaap. Ek word net baie dors deur die nag. Dis maak my nou nogal wakker. Ek moet sê ek word baie dors deur die nag. So maar ek het maar my fles langs my en dan drink ek maar die water, ja. Ja, en ek dink as jy in die nag wakker word, doen maar en jy drink water, doen maar klein sippies, want jy wil eintlik nie jou blaas vol hê dat jy voel jy moet opstaan. Die hele tyd hardloop nie. Ja. Maar dit was interessant, die ander een wat vir my regtig cool was. En made it saamkom feeling refreshed after waking. Ja. You started moving. Ja, wel jy was in elk geval redelik buite. Hier's een wat maar wat sê nou? Ekskuus, ek gaan nou kry. Almal van julle het meer geleer labels read. I love it because I know I thought I knew how to read labels tot ek by Wildfit uitgekom het. You become an analyzer of labels. You don't just read it. Ja, ek was That's cool, né? Vandag was ek nou nog toevallig hierso as jy afry by die een plek is daar 'n olive shop en ek vrek oor olives. Toe gaan ek en toe lees ek daar's geen suiker in nie. Is dit die Romesco ene? Ja. Dis my go-to vir olives. Ek love daai plek. Dit is die beste plek. Hulle het verskriklik baie olives. Jy vra net hoe daai olives gemaak is en die tapenades ook, want die tapenades doesn't have sugar in it. Ja. So and you can taste everything before you buy. You can try everything. Ja. Lekker. Ja, it's nice. En dan die ene wat jy gesê het, I have more patience. I love that. Ja, ek dink is miskien wat my man agterkom, ek het 'n bietjie meer patience met hom. Ek dink nie ek spring so vinnig op my perdjie mee nie. Ek het meer patience. Dis amazing. Dis ook 'n klein goetertjies wat so belangrik. And I'm no longer afraid of dietary fat. I love that one too. Yeah. And no fear of carbs. It just tells you what the diet industry has been brainwashing us. Fat is sleg and carbs are bad. I mean, we need those things, hey? Yeah. That's amazing. Okay, fantasties. Great. En al die oefening. Jy is ons inspirasie. Ons gaan move. Sophia will try and get to a park run every day. Letitia is our inspiration. I must say. Inspiration. She's there. Yeah, she's too. Way. Johan, dankie Sophia. Johan, ek wil gou voor ons vergeet van jou, ek wil gou terugkom na jou lys toe. Ons is besig om te praat en toe sy weg. Die ander ding wat ek wou genoem het, wat ek by jou raak gesien het wat cool was. Die less stressed, voel jy dit? Dink jy dis omdat jy wat maak dat jy less stressed is? Miskien was ek 'n bietjie rustiger by die werk gewees uit die week, maar dit is ook omdat ek al bietjie beter slaap. Ek dink ek slaap dieper. Dis wat ek Ek was joune wat vir my so awesome was dat jy gesê het stop snoring, less sleep apnea. Ek bedoel, ek kan net dink dat dit 'n ongelooflike effek op jou kwaliteit van slaap het. So as dit beter is. Ek het dit agtergekom.
En ek moet sê ek voel baie meer verfris as ek opstaan in die nag. Oh wow. Die oggende, ja. Ja, Maar ja. eintlik baie keer waar ek ook hier so by 2 uur se kant wakker geword het, kan ek nou baie keer deurslaap tot hier by 4 uur, 5 uur se kant. Ja. Ek moet vir julle sê, dis een ding wat ek dink ek in die hele proses besef het, is hoe ongelooflik belangrik jou slaap vir jou is. Die kwaliteit, die lengte, die diepte, everything. If we don't sleep well, first of all, I think it's detrimental to our brains if we don't sleep well. Ek het ongelukkig 'n omgewing waar ek nou te doen het met vroeë demensie en met familie en dit is definitief slaap is ongelooflik belangrik. So ek is verskriklik opgewonde as ek enigiemand hoor wat beter slaap en langer slaap en dieper slaap. Dis regtig awesome. Daar was een ander ene. Wel, Johan, wat sê die nuwe resepte en al die goeters? Dit is ek love it. Ja, ek het goeders geleer wat ek nie geweet het verstaan nie. Was Nee? Ek het nogal julle wat nogal baie versteld is of ek nie, want ek is lief vir kruie. Aha. So kruie het ek nogal 'n redelike kennisbasis, maar ek bedoel hier's goeders wat Ronel nou in die rak uitdruk en gebruik en so wat ek nie van geweet het nie. Ja. Ek moet vir julle sê ek het daai nuwe Woolies kruie in alles gegooi hierdie week in my aubergine in my alles. Dit is heerlik. Regtig die moeite Nou werd. het nou 'n ander ding wat sy gedoen. Sy het vanaand weer vir ons skaapchops gebak. Ons is nou die dag toe ons in Saltprat was. Die vorige keer het ons daar by 'n vrou se naam is Cindy. Sy maak so 'n eie mengsel van curry mengsel. Aha. En dan gooi sy dit op die vleis voor sy dit braai. Lekker. Dit gee dit is nou dink ek dat dis nou dis nie regtig curry nie. Dis kom ek sê dis 'n kruie mengsel want dis daai Jy weet die Indiërs se Maar die Indiërs is amazing. So as jy van daai goed in die hande kry, kom deel met ons want ek bedoel as hulle net hulle garam masala en dis mos omtrent 12 goed wat jy bymekaar gooi voor jy iets doen, want dit is so lekker. So lekker. That's amazing. Maak die vleis ek so baie en jy het niks anders nodig nie. Sy gooi net van dit op en dit maak dit baie lekker aangenaam. Amazing. Niks suiker, niks meel, niks nie. Al hierdie lekker goeie goede. Awesome. Awesome. Okay, Hilary, over to you. Thanks, Marlies. I think, one compliment that made me jump out of my chair in the office. I was so excited. I didn't see it coming. One of my colleagues walks in my office and we're talking, business, and she says, Hilary, your face is chiseled. I'm like, Chiseled. I'm putting that word down here. Oh, nice. just in choice of words, but I was so happy. So like that really made me feel good. I That's started, amazing. I started moving. I was worried about that because I thought I would start last week. For some reason, I could not good enough reasons. The 101 excuses that I've been giving myself since the beginning of the year. So Sunday afternoon, I thought, you know what, let me, kickstart and see if I will be able to do because there's the route that I used to do is 5.6 kilometers. And I was like, okay, I'll go halfway. Starting was so heavy and so slow, but I was like, okay, I'll do that. And I did the whole route. Wow. Wow. 5.6. So yeah, I was very proud of myself. I was like, okay, I'm ready. Monday again, I went. Tuesday, I'm not sure if it's Tuesday. Yeah. No, yeah, Tuesday I did not go. I got home late and I don't want to be out in the dark. So I was like, okay, no problem. Tomorrow, which was Wednesday, I did that. And I did the same route, a little bit, not much of increased pace, but better than the previous days. Wow. But yesterday, what I noticed was that immediately as I leave, one of my colleagues calls me and like we are on the phone,
and I put on my earphone and I'm walking with him. I literally did almost 4.5 kilometers with her, and I'm talking and I'm comfortable. I'm walking and I'm not. I was like, okay. But I did not increase the pace. There was, if I had increased, I'm sure I would have, yeah, been No, out but of that's breath. amazing, Hilary, because to talk and walk is not easy. And if Yes, you're it's unfit, not. it's like you'll be just huffing and puffing. So that Exactly. is So I was amazing. not. Wow. I was really mindful of that. I was like, oh, great stuff. So I did that. Today was feeling very tired. I don't know why. And I thought, oh, the plan was to walk, and I'm so lazy now. But I then decided that, you know what, just walk, just even if it's a slow, short Um, path. So I did that. I took my time, but I did walk, and I'm very proud of myself for doing Ja, that. no, ek dink I that's, I I did I three want to ask, kilometers. how did you feel after the walk? Because that's always interesting. Yeah, I think almost halfway, I was like, okay, I could have actually done the whole distance because I ended up doing 3.5. It's like as I think, yeah, the halfway mark of the three, I think my energy started coming back. So Oh, yeah, wow. but Well, I mean, I'm that in happy I did itself, not. that's a huge inspiration to all of us. Because I think that the thing about exercise is very often when you can think yourself out of it very quickly. Yes, You can yes. talk yourself out of it even quicker. But Mm. if you just get started, I know at some point I had this guide that said, just put your tackies in front of your bed. When you wake up in the morning, they're there. You don't have there's no argument. You put your feet into Yeah. them straight away. But and yeah, don't talk yourself out of it because I think 80% of the times you will feel better afterwards. Yeah, no, I did. I'm glad I did that. So like I'm Mm, happy and that cool. I'm back into that, and the goal now is to do it the rest of the week, slow as long as I'm moving, and next week we'll try to increase the pace gradually. So that is the Okay. goal. So I'm happy Wow. with that. The food, I'm not missing anything. I'm not suffering. I Good. don't feel like I'm struggling. I mean, I go to Woolies or any shop and there's food and it's like, oh, okay, it's not about me, you know. So, and I actually laughed. I was watching there's a lady on Instagram. I follow her. She talks a lot about business. So she had a business lunch with this partner, and she's drinking, I don't know, some red drink, some can. And I don't know, I cringed and I'm like, oh, have I become a snob? Because I'm like, why are you drinking that shit? It's like if you can't say one thing and not do and not follow it through. Yeah, that's brilliant. No. So like I was like, oh, interesting. But yeah, I'm good. Oh no, I said I don't miss anything. I think I do miss my fruits, I'll be honest. And I Yeah. noticed the reason why I miss them, it's not like I miss the sugar. My oh, I would rather have maybe a piece of fruit and not have breakfast. It works better for me that way. So I think I Mm, miss that maybe when I have to now think of, oh, I feel hungry and yeah. there's nothing that can close that gap. So it Yeah. has to be something. Maybe okay, I'll have to maybe boil an egg, have an avocado. But if I had fruits, I would just have my handful of grapes and I'll be good to go until That's then. really great. Well, that's Uh, that's so interesting. Well, I mean, first of all, Hilary, so it's so again, don't worry because the fruits are not gone forever. But Yeah. with you especially, I want you to really, when you do the fruit again, remind me that I want you to really experience how it feels. Yeah. Um, because now you are used to doing a breakfast with protein that fills you, that Mm, gives you energy, that doesn't give you a crash straight after you've had yeah. it. Yeah. So just keep this in mind when when you start reintroducing the fruit, just really be cognizant of Mm, what the fruit is doing in your body. Whether it's, and okay. maybe it's good, maybe it's, but I just feel it when you get there. Okay, no, Listen, and your definitely will pay coffee, I mean, attention. how's the coffee and then and the milk, the dairy, how's that thing I'm going? I'm not I'm dairy free. I've been dairy free for
Are I they mean, two full weeks now? it's like ridiculous. I mean, it's like Letitia is on rooibos tea. Hillary has dropped her coffee and her milk. I'm like flabbergasted. I, I thought I actually had given myself permission that no, man, I mean, milk in coffee can't be so bad. I can't give that up. So I'm good. Yeah, I don't even have milk. The last two cartons of milk that I had when I took my niece home, I took it with me. So like all the other things, like all the fruits that I had for everything, I took it. So at least this week there's no temptation. But then I survived last week with all of those good stuff that I actually enjoy without Gee, indulging. So that's I'm amazing, good. Hillary. Yeah. Wow, absolutely amazing. And then I just wanted to share one or two of your points on your non-scale victories. It was so Okay. cool. Um, the one is laugh more. Hillary laughs more. Well, and we can see it because Hillary laughs on all our sessions. I love Yeah, it. no, I do. I feel light. Wow, Oh, that is good. so cool. So cool. And then the other one, I just want to get to it. Your improved attention span. Yes. Is that during your work day? Do you feel it? I feel it during the workday, even after work, because there are some personal projects that I work on, and I have been procrastinating, and would say, "Oh, I'm tired." But now, I touch on it every day, Mm, so yeah, it is that's really amazing. there's that clarity of mind. And what I also just wanted to say, and this goes now for Runel and for Hillary, is that please, we can't all feel these things. And it's so good for you to share the things that's not sitting well with you. So definitely, Ronel, as jy nie energie voel nie, dan moet ons kyk wat en ek is so bly jy het dit gedeel met ons because some of us might feel more energy, some might not straight away. And we need to just delve a little bit deeper. So ons sal regtig bietjie daarna kyk. Sophia met jou bloeddruk also. Yeah, we'll definitely I've made notes of that. I'll get back to you in more detail about all of those. Hey. Maar ek dink guys, lots and lots to celebrate. I'm just so excited for you. Genade. Ek het gedink dit gaan baie rowwer met julle gaan. You look like amazing. Keep at it. Ek weet dit voel of julle nou al 'n bietjie half stuck in this en dit is. Ek wil gou-gou vir julle vra, is daar enigiemand wat voel ek weet ons nou nie geweeg nie, maar wat in julle klere voel maar eintlik I actually want to release more weight. If you're at a point where you say I want to change things up or I want to address my inflammation more, I actually want to lose more weight. I just want to quickly share with you that if you want to, in the following week, try Hunter Spring, talk to me because that is an option. Okay. It's not a Okay. must. You are perfect if you want to just continue in traditional spring. Ek weet nie, is daar enigiemand wat dink hulle sal dit oorweeg of is dit soveel? I think I will try that. But like I must say, I already feel my clothes feel loose. We're having a meeting yesterday. I was wearing these pants that I have been wearing it even before the program, but yeah, it was holding me. So like I felt very nice and loose. It felt very nice and loose yesterday, and I also felt very confident. Standing in front of everybody, I really Wow. felt confident. So yeah, Awesome. I would definitely like to try the hunters. Try the I think hunters. Ja. I'm ready. Okay, Sophia, jy ook. Te- Ronel, Johan, Ja. Ek is julle sal ja, sê ek kan nie die vleis is my te kwaai. ek wou sê, ek dink jy's pick fyn met jou traditional. Johan, jy ook, nê? Nee? Ja, ek hou van my kombinasie. Ek wil nie net vleis eet nie. Nee, dis pick fyn. Dit was hom nie net vleis nie, dis proteïene, maar dat okay. So ek dink en dis pick fyn. Daar's glad nie 'n moet nie, maar ek dink vir Sophia en vir Hillary, as julle wil, wat ek sal doen dan, want dit is julle kind of 90% there anyway, right? Or 80% there, let me put it that way. Ja. If you do want to try it, I want to encourage you to try it for at least the whole week. Moenie dit Okay. net vir 'n dag of twee nie. It's not going to help if you do it for a day or so.
I will send on the Hunter Spring guidelines so you have all of it. It's Okay. actually really simple. You'll Please. find that it actually becomes just even more simple. It's meat, eggs, poultry, fish. Do a lot, but really mix it up though. And if you treat yourself, if it's date night, Sophia, gaan doen nou prawns of iets totaal anders as 'n steak or something. Ja. Maar Ja. Lies, ons almal aan. Ek sal dit tog graag wil sien. Okay. Ek sal dit Maar aanstuur. ek nie op die stadium sien ek nie kans daarvoor nie. Dis piekfyn. So ek sê met asseblief nie, daar is geen pressure nie. Maar Ja, en nee, maar nee. as jy belangstel, The rest of the peers are doing it, you know. Yeah, what I do want No to say, pressure. guys, is if you, and I'm going to be very strict on this one, please, if you do consider doing hunters once you've seen the guidelines, I want you to, over this weekend, work out a meal plan, at least for Okay. at least 2 days. I know it's hard to do it for the whole week, but at least give me 2 days, your breakfast, lunch, dinner, and your snacks in between. So that you have your shopping list for the weekend so that you stocked up on Monday and Tuesday. Ek gaan vir julle idees van snacks gee, soos jy sê, dis dalk 'n gekookte eier of is dalk 'n egg muffin wat eier en spek en jy bak dit in die oond of iets in die lyn, but you got to think about it, you got to plan it, okay? But it's definitely, if you are keen on maybe just a little bit more rapid weight release, that is an option. And it's the only way to experience it, but again, you really don't have to. Ek weet van soveel mense reg oor die wêreld wat perfek was op traditional spring. It's up to you. Okay, the other thing I wanted to say is if I'm not as responsive in the next 2 weeks, please bear with me, but I will definitely be there on the Thursday nights. I don't think I'll be able to do a recording. So if it's possible for you guys to join, that'll be fabulous. Otherwise, I'll just share the notes if you can't make a session. I'll probably be on my mobile phone, so it'll look a little bit different. I might have the sound of the sea at the back as well. Dankie baie. Sophia, my beard. Nice. Nice. I want to encourage you to just keep moving. And it's not just for now. Try and find something that you enjoy, that you feel you can do longer term. Don't try and do something just for this week. Don't try and overexert. Also, Hilary, I love what you're doing, but you don't have to kill yourself in the process. And you said vir jou, Sophia, jy loop dat dit so vrek, but it's just something that's manageable over the longer term. Okay. Okay. Maar ek wil net sê, baie geluk. Go celebrate, guys. You did so well and you're doing so well. Just keep going. Okay, and thank you for your time. Enige ander vrae voor ons goodbye sê? All good from me. All good. Yeah. Enjoy. All the best. Bye, Dankie. Bye. Bye, everyone. Look after yourself. Yes.